En daarom sê ons vir U dankie dat ons vanoggend saamkom in U naam om te luister, om te leer vanuit U woord, maar ook vanuit 'n God-storie van een van U seuns. Ons bid vir Marius, gee hom krag en mag ons oop wees om te hoor, om te leer en uiteindelik ook om oor te gee. In Jesus naam. Amen. Marius se storie gaan hom beter bekend stel as ek, dink ek. So neem vrymoedigheid en ons is opgewonde oor die Here. Dankie François, dankie almal. Ek is net 'n gewone mens wat sonder Jesus Christus maar weer die vuil sondaar sal wees wat ek gewees het voor ek hom leer ken het. Ek het nie 'n preek nie. Ek is genooi om 'n bietjie te praat oor my Christendom, oor rentmeesterskap en wat die Bybel oor geld sê. En ek het eintlik maar net stories om te vertel. Want my ouers was Namakolanders, so hulle het altyd vir ons baie stories vertel en so my lewe is maar net oor stories. Uiteindelik gaan dit om God se genade en sy geduld in my lewe, waarvan daar baie was, en ek sal julle vertel daarvan, om dit te deel. En die Bybelverse wat ek deel is dit wat die Here vir my gewys het, dit wat my lewe verander het. Ek wil dit om geen ander rede noem ek dit nie. Ek noem dit net omdat ek dit via woordbestudering, via preke, ek en François was in dieselfde kerk in Linwoodrif gewees. Ek het baie goeie preke daar ook gehoor, François. Nou, my grootword jare, ek kom in die Noord-Kaap uit. Nou wil ek eintlik geld neersit, omdat ons oor geld praat. As iemand vir my kan sê, waar is Magagong? Wie dit nog sê? Dis tussen Podimo en Pequani. Is alles ou name, is nie nuwe name nie. En as julle nog nie weet waar dit is naby Tedcaster. En as julle dit nie weet nie, het julle nie regtig Adrie's kinderdeel gekom op skool nie. Maar ek was op skool daar. Ja. Nou moet ek dalk baie stories nie vertel nie. Dalk as jy in een van die stories. Ja, my ouers, ons het arm groot geword. My ouers het na die Tweede Wêreldoorlog het die staat besproeiingsplasies uitgesit op Valarts vir die ouens wat wou kom boer. En hulle het nie die grond gekry nie, hulle moes dit koop, maar daar het geen plaaslike bevolking opgebly nie. Elke ou het 6 Willem-Heile gekry. En daarmee moes hy die doringbome en die, wat ons genoem het, die trassiebosse uithaal, hakensteekbos, en 'n damskorrel bou en plant ensovoorts. My pa het nie net grond geplant nie, maar ons was ook daarom 7 kinders gewees. En so ons het regtig geleer werk, en hard leer werk. En dis die goeie ding as 'n mens arm is en jy is in so 'n situasie, dan is daar geen ander uitkomkans as om net te werk en te werk en te werk. Wat jy begin moet jy klaarmaak. En elke ou het 'n verantwoordelikheid gehad by ons. Ons was 4 broers, ek was die jongste gewees. Dit het nie altyd tot my voordeel gegaan nie. Ons het wonderlike kinderjare gehad. Ek moet nou daai ding, ek weet nie of daai ding wys nie. Daai is sommer 'n foto toe ek en my broer, ons speelplek was die Hartsrivier. En dis was ons vakansies. Ons het vakansies daar uitgekamp. En het ons vir 3 dae daar gaan bly. My ma nie geweet waar is ons nie, maar sy weet ons is okay, ons is daar iewers. Kinders kan dit nie meer doen nie. Daar is ek en my perd. Het ons maar 'n bietjie geswem met daar in die rivier. Ek was seker so 7, 8 jaar oud. En dit was ons grootword jare wat wonderlik was. Ons sou dit verruil vir niks anders nie. So, en vandag se kinders het dit ongelukkig nie meer nie. Ja, James Dobson sê mos, dis net 'n wonderwerk dat 'n ma 'n seun lewend groot kry. En ek dink my ma het ook maar baie gebid om ons groot te kry, want dit was nie altyd maklik nie. Ons het groot geword in 'n huis waar my pa elke aand huisgodsdiens gehad het. Ons het Sondag kerk toe gegaan.
Ons het sonneskool toe gegaan en dit het my op 'n stadium laat glo dat ek ook kwalifiseer as Christen. Maar toe kom ek agter die Here het net kinders, hy het nie kleinkinders nie. Jy kan nie roem op jou ouers se Christenskap nie. Soos die een nou sê, hy is daarom in 'n Christenhuis gebore, toe sê ou, hy sê hy's 'n Christen, want hy's in 'n Christenhuis gebore word. Toe sê die ou, wat noem julle my dan, want ek is in die bakkery gebore. So ek seker 'n brood. Maar ek wil tog 'n bietjie praat oor iets sê oor vaderskap en oor vaderkrag. Dis die krag wat vaders het wat hulle oordra aan hulle kinders. Jy kan dit nie keer nie, jy dra dit oor, of jy dit nou wil of nie. En 'n voorbeeld daarvan is, as ek nou na die Bybel kyk, na 2 Samuel 11 vers 3, ons ken almal Dawid en Batseba se storie. Dawid het, toe hy hierdie vrou sien, mooi vrou sien, het hy begin 'n plannetjies maak, sy kop het begin werk in 'n rigting. En ons ken almal die feit dat hy haar as sy vrou gevat het. Ons weet ook dat hy toe vir homself gesê het, maar ek moet haar man uit die pad uitkry, so ons reël dat ons hom in die voorste linie laat veg, dat hy dood is, en dit gebeur toe. En toe dra Dawid daai selfde 2 goed wat hy gedoen het, oor in sy gesin. Sy seun Amnon onteer sy suster Tamar. Hy verkrag haar, hy lei haar, hy het eers ook plannetjies gehad. Dawid se denkproses het hy na sy seun oorgedra. As jy lees, dan staan daar, hy het gedink, hoe gaan hy sy suster by hom kry in die kamer? Toe reël hy dat sy vir hom kos bring, en hy stuur almal uit, en hy verkrag haar. En wat gebeur verder? Sy broer, Absalom, hoor daarvan, en hy vermoor vir Amnon. So Dawid het hierdie 2 goed wat hy gedoen het hy oorgedra aan sy gesin. Dink nie, hy wou nie. Maar dis die krag wat ons as vaders het, om goed oor te dra aan ons gesinne. So ons moet weet, ons dra dit oor. Die goeie en die slegte goed. Nou gelukkig het my pa vir ons het hom goeie goed oorgedra, maar alles was ook nie net goed nie. So, een van die lesse wat ek daaruit geleer het is, dat sonde vat jou altyd verder, as wat jy wou gegaan het. Dit hou jou altyd langer, as wat jy gedink het. En dit kos jou altyd meer, as wat jy gedink het. Dis die les wat ek geleer het uit hierdie hele ding van Dawid. Op skool was ek maar 'n rebel gewees. Die feit dat ek 3 ouer broers gehad het, voor my op skool was, het my nie eintlik 'n groot guns gedoen nie. My pa was ook in die verkeerde party gewees, daai tyd die Verenigde Party en die Nasionale Party, die natte en die sappe. En ons Afrikaans onderwyser het nie gehou van die feit dat ons sappe, my pa sappe is, ons nou enig geweet nie. En so, toe ek nou standaard 6 in die klas kom, die eerste dag, het my broers my gesê, asseblief, 'n naaste blaans, jy sal hom ken, sy klas moet jy asseblief net 'n lae profiel hou, hy hou nie van ons kreers nie, sit agter in die hoek, hou jou mond, praat wat daar met jou gepraat word, en so doen ek ook, ek gaan sit agter in die hoek, heel agter in die hoek, en hy laat elkeen opstaan en jou naam sê. Toe hy by my kom, sê Marius Kreer, hy bly so 'n bietjie stil, hy sê, is jy Johan en Basie en Dawie se broer? Ek sê, ja meneer. Hy sê, kom sit hier voor man! Weet, nou wat se kans het ek gehad om dit te maak op skool. Maandagooggende, toe ons dan bietjie ouer was op skool, baie graag sport gedoen, rugby gespeel, atletiek en baie bus gery, ons moes na plekke soos Vryburg en Rywilou en Kimberley en ry en oral waar ons gaan. En as iemand droog gemaak het die naweek, dan het die skoolhoof maandag gewoonlik so begin met 'n rympie. Jacquire Kreer vir Lien Jansen van Rensburg na afloop van die saalbyeenkoms op my kantoor asseblief. Goeiemôre seuns en dogters. Ja, maar matriek het ek ook by 'n kruispunt by die eerste keer by 'n kruispunt in my lewe gekom. Ons natuurlik nou toe ons matriek klaar skryf, het almal gedink ja, nou gaan ons mos die dorp Rooiver, wat jy ook al in daai dorpie kon Rooiver, weet ek nie meer af van ons, dis mos ons ding gewees na matriek. En die laaste dag het ek onthou ek het rekeningkunde geskryf, boekhou. En ons was nou gerad vir hierdie ding gewees, ons gaan nou dorp toe.
toe kom 'n vriend van my se ma my haal by die skool en sy sê vir my, jou broer Basie het nou net verongeluk vanoggend. Hy is die tweede oudste seun, ek en hy was baie na mekaar. En ons was die sportmanne en hy is met 2 ander broers, was die boere. Op sy begrafnis het ek geweet, as ek hom ooit weer wil sien, sal ek my hart vir die Here moet gee, want hy het voluit vir die Here gelewe. Hy was in die eerste Christelike skool wat rondgegaan het. En privaat skool. En hulle het uitgegaan, hulle het maar net die evangelie verkondig. So, maar ek het vir die Here gesê, ek het baie deals met die Here probeer maak in my lewe. Ek het vir die Here gesê, Here, ek is nou nog so jonk. Ek is nou eers 17, ek is 17 matriek geskryf en AMI toe gegaan. Ek wil nou eers 'n bietjie jol nog, gee my nog tyd. En die Here vat 'n mens op jou woord daardrand. Ek is later getroud, ons het 'n dogtertjie gehad, en ek het toe weer kerk toe begin gaan. Ek was selfs 'n diaken gewees, maar ek het geweet ek is nie gered nie. Intussen het my broer en sy vrou wat in die Laagveld geboor het, tot bekering gekom, drasties, en hulle het regtig baie voluit vir die Here gelewe. En hulle seentjie het op 3-jarige ouderdom verdrink. En weer eens staan ek langs 'n graf. Maar hierdie keer sien ek 2 mense wat regtig die vrede van die Here in hulle lewe het. Wat ek het nie kon verstaan nie. Ek kon nie verstaan dat hulle nie heeltemal, hulle was gebroken, maar dat hulle nie heeltemal vernietig was nie. En ek het net gesien, hulle het iets wat ek nie gehad het nie. En so werk die Here met 'n ou en loop by 'n pad met jou. Dit was ook 'n tyd wat die grensoorlog in die gang was. Ek was 'n infantry soldaat. Ek het 2 keer vir 3 maande gegaan. Die tweede keer was ons in 'n kontaksituasie in Angola. 05:30 die oggend, toe lyk dit soos daglig, soos die treisers aankom en ons gooi mortierbomme. En het 'n ou langs my gelees, sy naam was Piet Geel, hy het van Stilfontein af gekom. En daar was 'n groot boom langs ons. En daar was 'n slag gewees en ek het van die wal afgeval en die mortier het langs Piet se kop geval. Die hele kop is weg. En daar het ek weer besef dat die Here het vir my weer gered, nog 'n kans gegee in die lewe om uit te kom. Ek het nie geweet hoe nie. Ek is huis toe en na 'n paar maande is ek gekonfronteer met 'n egskeiding. Weens wou ek vir die Here 'n deal maak. Here, as U my huwelik red, dan sal ek U volg. Die boodskap van die Here was baie duidelik. Jy moet my onvoorwaardelik volg. En ek het. En my huwelik is nie gered nie. Ek was 4 jaar alleen. En toe ontmoet ek vir Ronel in die kerk, op die regte plek. Sy het my gevra om te trou, sy sê, is nie so nie, maar ek het daai bewys, ek dink ek het daai briefie nog iewers. Maar in elk geval, ek sou daai in elk geval gevra het. Sy was my eerste keuse. En hierdie jaar is ons 40 jaar saam, ons het 3 pragtige kinders. Julle kan vir haar 'n hande klap gee, dat sy met my uitgehou het so lank. Ons basis was reg, omdat ons altyd die Here eerste gestel het in ons lewe. Kom ons kyk net wat het gebeur toe ek die Here aangeneem het. Ek het toe 'n commitment gemaak met die Here aangeneem. Ek het dit nie altyd verstaan nie, want die Bybel, julle sê altyd, jy kan jouself nie red nie, maar jy moet die Here aanneem. Toe ek bietjie gaan kyk in die Bybel, toe sien ek daar staan Openbaring 3 vers 20, ek moet klop, en dan, of die Here sal klop, en dan moet ek oopmaak, dan sal hy inkom saam met my feesmaal hou. Toe sê eendag iemand gee vir my toe hierdie voorbeeld, sê, dis amper soos 'n kind, 'n dogtertjie, wat op hierdie kerk se dak staan met die kerk brand. En hier staan 'n brandweerman onder en hy sê, "Va, spring." Kan sy haarself red as sy spring? Nee. Moet sy spring? Sy moet spring. En dit is vir my 'n mooi beeld gewees van hoe my redding werk. Die Here vra vir my om te kom. Ek moet kom. Ek kan myself nie red nie. Hy gaan my red. Maar ek moet die keuse maak. En ek wil miskien net daai beeld gedeel het vanoggend. Ewe skielik het ek 'n nuwe hart gehad, maar ek het ou gewoontes gehad wat ek moes afleer.
En daar het ek weer 'n voorbeeld van, dis soos ek het, as jy al uit in 'n klein vliegtuig gevlieg het, hy het 2 stuurstange. Die loods en die ander ou wat nou langs aan sit, of partykeer nou as hy nou co-pilot het. En as ek die Here my lewe ingeneem het, daai dag het ek gesê vir die Here, ek wil nou nie meer hierdie vliegtuig self vlieg nie. Ek sien ek kan dit nie maak nie. Ek gaan verongeluk. Ek gee hierdie stuurstang oor aan U. Maar elke nou en dan in my lewe, dan gryp ek weer daai stuurstang. Dan sê ek, Here, U verstaan nie mooi wat nou hier aangaan nie. Ek wil hierdie ding baie vinniger gedoen hê, of heeltemal anders. Ek wil dit nou, dan neem ek weer oor. En hoe meer, en dan op 'n stadium kom ek agter, ek gaan nou weer hier teen 'n berg vasvlieg, sê ek asseblief weer help my net weer, vat net weer oor. En hoe meer ek dit reg gekry het om die stuurstang oor te gee, dit was heiligmaking. Dit is die pad van heiligmaking wat ek begin loop. Want hoe meer ek dit reg kry, is hy in beheer. Is hy meer in beheer? Is hy meer in beheer? Maak hy die besluite? Is ek onder sy wil? Dit was die pad van heiligmaking wat ek begin loop het. Ek het ook baie lesse in my lewe geleer oor vergifnis. Wat wil ek sê, hoe oefen 'n mens hierdie heiligmaking prakties? Dit begin sommer by vergifnis. Die eerste ou wat volgende keer voor die inry, sê dit vir hom, ek seën jou in plaas van jou bobbeja. En vergewe jou vrou, vergewe jou kinders en vra hulle vergifnis. Ek het 'n vriend, hy's nou nie hier vandag nie, hy's ook in ons gemeente, hy sê altyd, in die aand bid hy net en vra vir die Here, daai saad wat ek vandag in my kinders se lewe gesaai het, hulle laat asseblief nie opkom nie. Want ons is maar mense, ons maak maar foute. Ek het baie lesse geleer oor geld, oor beleggings en rentmeesterskap. Die Here het in 2 Samuel 2 vers 24, en ek gaan dit net gou vinnig vir julle lees, ek gaan net daai een stukkie lees. Dawid het 'n volkstelling gehou, en die Here was van kwaad. En toe wil hy 'n offer gaan maak, en hy gaan na 'n man met die naam van Aurora toe, en hy sê vir Aurora, weet ek nou hy, 2 Samuel 11 vers 3, ekskuus. Hy sê vir Aurora, ek wil hierdie stuk grond by jou koop, want ek wil 'n offer bring vir die Here. Ek offer jou soveel geldstukke. Of nee, ekskuus, ek het dit verkeerd opsê. Aurora sê vir hom toe hy hoor, hy sê, koning, jy kan dit maar kry. Hy sê, koning, jy kan dit kry, jy kan dit nie kry. Hy sê, koning. Hy sê vir Aurora, nee, ek sal nie iets offer aan die Here wat my niks kos nie. En ek dink dis iets wat ons vir onsself baie keer kan sê, wat gee ons vir die kerk? Ons gee vir die kerk die ou skoene of die goed wat ons nie meer dra nie, wat ons eintlik niks kos nie. Ons gee maklik goed weg wat ons niks kos nie. En dit het my nog laat besef, dat ek het altyd vir die Here, ook maar soos meestal mense gemaak, ek doen jou budget van wat oorbly, gee jy daarom 'n stukkie vir die Here. Jy gee nie eers en dan doen jy jou budget. Daarna het ek vir die eerste keer in my lewe 'n doelwit opgestel van wat ek vir die koninkryk wil gee, in plaas van 'n budget. Ek het elke jaar vir myself sê, hierdie jaar wil ek soveel gee, en dan het ek soveel probeer gee, of meer. Dit het 'n groot verskil in my eie lewe gemaak. Die ander rede hoekom ek vir die kerk gee, is Matteus 28 vers 11 tot 15. En dit gaan oor die wagte wat vir Jesus opgepas het. En hulle het geloop en toe hulle terugkom, toe sy weg. Toe sy dink hulle is in moeilikheid, want hy is dan nou nie meer daar nie. Iemand het hom nou weggevat en hulle gaan nie vir hulle baas kan sê, wat het hier gebeur nie. Toe sê iemand vir hulle, hoorie so, ons sal vir julle geld gee, maar dan moet julle lieg, julle moet sê, iemand het hom kom wegdra, iemand het kom uithaal hierso. Hy het nie opgestaan nie, iemand het hom hier kom uitdra. En daarso het die Satan die leen gefinansier. En ek en jy moet die waarheid finansier. En dis hoekom ek geld gee vir die kerk.
Want ons moet die waarheid finansier in die wêreld. Hoekom sit die ouens wat op olie is, die meeste van die ouens is moslims? Hulle finansier die leuen. Ons moet die waarheid finansier. So dis heeltemal 'n ander rede hoekom ek geld vir die kerk gee, as om te sê gee net my 10de, of gee net geld vir die kerk, want ek weet nie wat hulle daarmee doen nie. Ek weet wat hulle daarmee doen, hulle moet die waarheid finansier, en ek moet deel wees daarvan. Lukas 12 vers 15 tot 21, dit sal ek nou graag net wil vinnig lees. Ekskuus julle, ek het by versies moes opgewees het. Wat sê ons moet leer om te deel. Toe sê hy vir hulle, pas op en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe is nie afhanklik van die oorvloed van sy besittings nie. Toe vertel hy hulle 'n gelykenis. 'n ryk man se grond het goed gedra. Hy het by homself gedink, wat moet ek doen? Ek het nie plek waar ek my oes kan opgaan nie. Toe besluit hy, dit sal ek doen. Ek sal my skure afbreek en groter bou. Daarin sal ek al my graan en my ander goed opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed wat weggesit is vir baie jare. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe van jou opgeëis word. En wie kry dan alles wat jy bymekaar gemaak het? Partykeer het ons genoeg, en dan wil die Here hê ons moet begin uitdeel daarna. En wat doen ons partykeer dan nog? Dan wil ons maak die skure groter. Ons wil net nog bymekaar maak. En dis 'n les wat ek geleer het om te deel. Ek het geleer dat jy jou beleggings op 7 of 8 plekke moet diversifiseer. In Prediker 11 vers 2 staan daar, sê, hou dit op 7 of 8 plekke, want jy weet nie wat se ramp gaan hierdie land tref nie. So dis net 'n beginsel van diversifikasie. Ander ding van ons is in 'n Afrika land, ons het nie 'n sterk geldeenheid nie. Ek glo mense moet maar plus minus so 55% van hulle bates in die buiteland hou. Alle ander ou se bates is in elk geval hier, al jou grond is hierso. So ons glo dat jy groot gedeelte van jou bates moet nie vir noodwendig beter opbrengs nie, maar omdat jy jouself moet beskerm van die geskiedenis van Afrika. Dis maar net so. As ek terugkyk op my loopbaan, sien ek baie tye waar die Here ons beskerm het, omdat ons wysheid gekry het tydens ons besluitneming. Spreuke 8 vers 14 sê, wie my het raad en behaal sukses. Ek verleen insig, ek is die een wat mag gee. Ek het toe ek my besigheid begin het, moes ek vir my 'n waardesisteem daar stel en sê, waarvolgens gaan ek my besigheid bedryf? En Spreuke leer vir ons hoe ons moet teenoor mense optree. En ek het alles uit Spreuke uit, het ek gaan haal. Een van die moeilike goeders wat ek vir myself neergeskryf het, is moenie 'n weldaad weerhou van iemand, wanneer dit binne jou bereik is, om dit te doen nie. Dis nogal 'n moeilike ding, baie keer is dit nogal 'n groot guns wat jy vir iemand moet doen vir niks geld nie. En dan het hierdie vers my altyd vir my kom herinner en sê, gaan doen dit maar. Wees net gehoorsaam. Spreuke 2 vers 7, hy sê, hy laat eerlike mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelik lewe. Dis een van my waardes wat ek uitgehaal het. Ek het agtergekom dat my lewe in my besigheid baie meer eenvoudig en sonder stres is, omdat ek die beginsels van die Here se woord toegepas het. Hoe kies 'n mens jou vennote in besigheid? Warren Buffett sê, if you choose anybody, if you appoint anybody, you appoint character first. If it's not there, don't look for anything else. Jy kan altyd te ou leer, jy kan van hom goed byleer. Ons sien te veel in die besigheidswêreld dat mense stel ouens aan omdat hy sekere vaardigheid het. Sê, Jesus, maar ek sal goed met hierdie ou werk want ek het dit en hy het dit en as hierdie twee besighede mekaar gooi, dan gaan dit fantasties werk. Tot hulle agterkom hulle nie dieselfde waardes nie. Sê nee, maar ek kan nie sulke transaksies doen soos wat jy nou doen. Sê nee, maar ons doen dit so. En dan het jy moeilikheid. Dan is dit gewoonlik baie seer storie om daai ding op te breek. So ek dink dis een van die groot foute wat Christene maak of wat mense maak. Hoe moet ek as Christen dink oor beleggings?
Prediker 5 vers 18 sê, en as God aan mense rykdom en besittings gee, en die vermoë om dit te geniet, is dit 'n geskenk uit sy hand, dat 'n mens jou werk geniet, en jou deel in die lewe aanvaar. Die meeste mense werk om geld te hê, om goederes te koop, om te glo dat hulle sal geaspireer word deur ander mense, omdat hulle sekere goed besit, of op sekere plekke bly. Ek glo alles wat jy het sy dit 'n gawe is, het sy dit geld of goed is, behoort aan die Here. Ons het op 'n stadium, toe ons afgetrek het ons nog 'n vakansiehuis gehad, en ons het altyd gesê, ons het die huis by die Here gekry, hy het dit vir ons moontlik gemaak om 'n huis te kry. Dit is altyd een van my drome as kind. Ons het nooit 'n seevakansie gehad nie. Ons het altyd na my ma se familie toe in die Makwaland gegaan. Ons het altyd, of as ons in die Kaap kom, ons het Junie maand, as dit te koud om te swem, is in elk geval te koud om te swem. So dit was vir ons 'n groot ding om 'n vakansiehuis te kon hê. Ons het altyd gesê, ons gaan nooit hierdie huis verhuur nie. Ons gaan altyd mense bless met hom, en ons gaan vir mense gee wat dit nodig het. En toe op 'n stadium toe dink ek, ja, maar kom jy agter, maar daar's nou 'n bietjie skade na die mense agter daar gesit. Dis okay. Want anders offer ek weer iets wat my niks kos nie. Skade is maar deel daarvan. As ek vir die Here wil, as baie keer sê die mense mos, Here, Here gebruik my. En dan volgende week kom klaai by die Here, hy sê, Here, hierdie mense gebruik my net. Dis wat gebeur. Die Here sê, hy wil jou gebruik, dan mense gebruik jou, dit is so. So dink jy nou aan net, hoeveel vakansiehuise staan leeg, en hoeveel mense, gesinne wil graag in 'n vakansiehuis kom, wat nooit daar kan kom nie, want hulle kan dit nie bekostig nie. Maar as al die Christene net in ons gemeente sê, hoorie so, ek is bereid om my huis een week 'n maand te gee, vir 'n ander gesin, in George, wat nie daar kan uitkom nie, wat se verskil sal dit maak? Wat gaan dit jou kos? Gaan jou niks kos nie. Ek dink dis redmeesterskap. Dan sê jy vir die Here, Here, ek is bereid om te deel wat U vir my gegee het. Wat Johannes doen met die stoor. My stoor is baie keer beskikbaar. Gebruik die stoor. Vat nie die kerk geld nie. Dis redmeesterskap. Ja, 'n ander ding van 'n vakansiehuis natuurlik, as jy die seker sien, kan jy ook sien, nê. So, dis die onderhoud is ongelooflik hoog, en ons seisoen is verby daar, en ons het nou dit verkoop. Maar my kleinkinders het my daar, want ek het vir hulle gesê, man, as ons die huis verkoop, dan kan ons belê die geld, dan gaan hou ons vakansie met daai geld. Toe het hulle vir my opstelletjies te skryf om te sê, oupa, maar dis nou so, wat van volgende jaar? Ons het dan nou, die huis is nou verkoop, ons moet nou gaan. So, oupa moet dit maar wat doen. Ander ding wat ek moet net, 'n beginsel wat ek het, is net sê, as ek goed het wat ek nie gebruik nie, dan gee ek dit weg. As ek gestel golfstokke het, wat in my garage staan, maak het my garage slordig in die mekaar, en iemand wil hê, gee ek dit weg. Ek het nie 'n ding om te sê, hierdie bed is nou nog R850 werd, ek wil dit hê vir my. As ek hom nie gebruik nie, en hy staan daar, hoekom sal ek hom verkoop? Gee hom weg. Ek is betrokke nou by Emmaus, en hulle het so R150.000 'n maand tekort kontant, as gevolg van die subsidies wat hulle verloor het, en ons probeer dit daar vestig, dat mense net goed gaan aflaai wat hulle nie nodig het nie. Alles het 'n fiets wat nog bietjie werk kos, dan betaal hulle vir die fiets om reg te maak, of verkoop hom dan om geld te kry. Dis maar net hoe ek daaroor voel, nie almal moet so wees nie. Dan net 'n paar, so 'n bietjie, as ons bietjie praat oor beleggings, ek wil nie veel praat oor my werk nie, maar ek dink daar's 3 vereistes as 'n mens welvaart wil bou vir mense wat vir hulle kinders wil help. Sê, lewe eenvoudig en spaarsaam. If you buy stuff you don't need, someday you'll have to sell stuff you need. Sê, as jy met die verkeerde maat trou, wat 'n spender is jou kans eintlik om welvaart te bou baie min. Want dis mense wat goed koop wat hulle nie nodig het nie. As jy vroeg begin spaar, so vroeg as moontlik, en dis maar eintlik maar die jong mense wat dit moet doen. As twee persone op 25 begin, en albei is 25 jaar oud, die een nou sê, goed, ek gaan R500 'n maand spaar, die ander sê, nee, ek gaan eers op 30 begin, maar die van 25,
paar R500 'n maand, so R6.000 per jaar. So hy het R30.000 gespaar plus 'n bietjie rente, plus 'n bietjie groei. Hy hou op 30. Die ander ou begin eers op 30. Op 50 het hy nog nie hierdie ou gevang wat opgehou het op 30 nie. Jy moet die sommetjies maak. Dit is maar net hoe mense vroeg moet begin en laat jy die voordeel van saamgestelde rente moet kry. Ja, is 'n verskil in spaar en belê. Spaar maak jy net jou geld bymekaar. Belê probeer die inflasie klop en jou geld moet groei. As 'n belangrike vers in my lewe wat ek altyd mag gebruik is Kolossense 3 vers 15 wat sê die lewende vertaling het dit eintlik baie mooi gesê. Hy het gesê as jy oor iets twyfel, moet die skeieregter moet vrede in jou hart die skeieregter wees. So as jy nie seker is oor iets nie, toets dit om te weet of jy vrede het. As jy nie vrede het nie, dan sê die skeieregter vir jou moet dit nie doen nie. En dan die mooiste vers vir my in die Bybel en ek wil dit ook net gou deel. Is die laaste paar verse van Psalm 91. Ek ken dit my kop uit, maar ek sal dit net weer lees. Omdat hy my liefhet, sal ek hom red, sê die Here. Omdat hy my ken, sal ek hom beskerm. Wanneer hy my aanroep, sal ek sy gebed verhoor. In sy nood sal ek by hom wees. Ek sal hom red en hom in sy eer herstel. 'n baie lang lewe sal ek hom gee. En oor my hulp sal hy hom verbly. So dis my storie. As daar enige vrae is julle welkom. Ek het nou baie van julle tyd gevat. Baie dankie, Marius. Ek wil sommer begin met 'n eerste vraag. Ek het in die begin gesê oor 'n gemeentelid wat sê, nee, hy gaan eers na jou kom luister nie, want hy's nou afgetree en hy het niks. Wat is jou rentmeesterskap na aanleiding van jou ervaring in die woord, sou jou antwoord wees aan daai gemeentelid? Wel, die feit dat jy nog lewe en dat jy elke dag moet planne maak om dit te maak werk en goed verander in die lewe. As 'n tyd wat geldmark vir jou 12% gegee het, dan is 'n tyd wat dit vir jou 5.3 gegee het. So jy kan nie net sê dis wat ek het en dis hoe ek dit nou gaan doen nie. Jy het 'n bietjie leiding nodig. Partykeer kan jy beter doen met wat jy het as wat jy gedoen het of tot nou toe gedoen het. Partykeer is jy te konservatief. En dan maak jy dit in elk geval nie. Maar elke ou het maar 'n doelwit, afhangende wat jou doelwit is met jou geld. En die doelwit gaan bepaal wat is jou strategie. Die doelwit gaan vir jou sê my doelwit om te oorleef is inflasie plus 5%. En as dit jou doelwit is, dan moet jy plus minus 60% aandele in jou portefeulje hê, anders maak jy dit in elk geval nie. So ja, almal moet oorleef en almal moet maar heeltyd planne maak en daar's altyd maar baie nuwe goed. Daar's maniere om belastingvry te lewe vir die eerste 10 of 15 jaar van jou lewe deesdae met 'n wetgewing wat die ontvanger toelaat. So mens moet maar altyd met slimmer mense as jy praat oor hierdie goedes en dan kry jy 'n goeie antwoord of 'n goeie uitkoms. Ek dink is mos in Spreuke of in Prediker, een van die twee van die wysheidsliteratuur wat sê oor wise counsel, wyse raadgewing, dat jy moet nooit dink jouself het al die planne en al die dinge nie, maar dat jy moet uitreik na mense wat jou kan help. Ja. Ander vraag, as 'n gemeentelid vir my vra en sê, maar hy is vanoggend aangespreek oor die beginsel van rentmeesterskap om te gee vir die gemeente, maar hy of sy is al die laaste 2 jaar onder skuldberading en betaal skuld terug, moet hy nou met sy oortrokke fasiliteit, moet hy nou geld aan die kerk gee, want dalk help dit dat die Here dan nou weet, hy het 'n goeie hart en dan gaan die Here hom ekstra help dat hy nou al sy skuld uitkom. Wat moet ek in Cornie en Verdie vir so lidmaat sê? Kyk, die Bybel sê die beste plek om 'n lening te maak is om aan die Here 'n lening te gee, nie? As jy arme mense help, dan gee jy 'n lening aan die Here. Maar die Here vra nie vir jou jy moet iets gee wat jy nie het nie.
Hy sê nie vir jou gemaak skuld om vir die kerk te gee. Hy sê nie vir jou gemaak skuld om iemand te help wat ook in die moeilikheid is nie. Hy is altyd in die moeilikheid. So, daar's mense seisoene in jou lewe. Daar's seisoene waar jou kinders al jou geld vat. Want jy voel, daar is met nou niks oor nie, want soos my kleinkinders nou, my kinders is nou daar. Hulle 3 kinders in die skool en vir elke trip PE toe is dit R2000 of Kaap toe is dit R5000 of wat ook al. En mense wat vir 'n salaris werk, kan dit net nie bekostig nie. So, die Here vra nie, mense moet goed gee wat jy nie, maar hy kyk na jou hart. Hy gaan na jou hart kyk en sê, maar, hoe is jou hart teenoor hom? Hoe is jou hart teenoor sy saak, teenoor sy koninkryk? Wil jy sy koninkryk help bou? Die kerk is die enigste organisasie, wat ek het nou maar sê, wat bestaan terwille vir sy nie lede. Ons is nie hier om iets te doen vir onsself eintlik nie. Ons is hier om opgeleid te word, om die koninkryk te bou. Ons het vanoggend gehoor van vissers van mense. Daar is so baie mense, as jy nou vir iemand vra wat in die Weskus bly, hy's rooi gebrand. Hy kom met sy bootjie daar af van die see af. En hy sê vir hom, hoeveel vis het jy gevang? Hy sê, nee, ek het niks gevang nie. Hy sê, hoeveel het oom gister? Hy sê, ek het gister gevang. Hy sê, laas week? Nee, ook nie laas week nie. Hy sê, hoeveel vis het oom al in oom se lewe gevang? Nee, in 30 jaar nog niks. Dit sou tog belaglik gewees het. En tog gaan baie van ons Christene dood, wat ons die een vis gevang het. Bybel sê, ons moet vissers van mense wees. En dis hoekom ek sê, die kerk het nie 'n bestaansreg, as dit net oor homself gaan nie. Hy's daar vir sy nie-lede. En dis wat ons moet doen. Ons moet die getuienis wat vanoggend gekom het, die Here vra ons moet getuig. Ons moet getuig en ons moet gee wat ons het. Ons moet sy stem hoor, en as sy stem vir ons sê, help hierdie ou. Ek het baie mense gehelp wat my nie terugbetaal het nie, maar dis oké. Dis oké. Daar kan hulle nie. Ek het genoeg. So, as jy vir iemand geld leen, doen dit altyd so, vir alles familielid is, dit moet geld wees wat jy eintlik nie terugverwag nie. As jy dit betaal, is dit uit. Want as jy dit gaan terugvra, dan is die verhouding daarmee, of 'n vriend. So dis maar hoe jy mense help, jy gee maar vir hulle geld, as jy kan, dit wat jy kan gee. Laaste vraag van my kant. Gemeentelede wat vir jou kom vra, ook weer eens raad, en sê, my broer in Kaapstad gaan deur 'n moeilike finansiële tyd, en ek het nie baie nie, maar ek kan bietjie help. Maar nou sit dit my onder druk dat ek sukkel om dit wat ek eintlik my doelwit was om vir byvoorbeeld Blanco gemeente te gee, sit dit onder druk. Wat nou? Want hier's nou familie of jy weet, daar's baie nood en ek sukkel om, ek kan nie vir almal ja sê nie, ek kan nie almal help nie, maar hier sê Paulus mos ergens oor, moet jouself nie Christen noem as jy nie vir jou huisgesin sorg nie, jy moet werk, bla bla bla. So dominee, help my, mag ek my 'n bietjie minder gee vir Blanco gemeente, dat ek my broer in die 3 maande kan help? Wat moet ek in Corrie en Verdie sê? Ek dink dit is saak tussen hom en die Here. Ek sal nie my broer laat honger ly nie. Ek sal my broer help. Die Here sal ook nie die gemeente laat honger ly nie. Ja. Ja, so ek dink, niemand gaan sy broer laat honger ly nie. En as dit beteken vir daai 3 maande gee ek nou minder vir die kerk, dan is dit seker so, maar as ek vir myself 'n doelwit gegee het vir wat ek vir die jaar wil gee, kom ek dalk weer daarby uit op 'n ander manier. Ja. Nou van julle kant af vra, ons is 2 minute oor 11, maar julle het lank gevat om julle koffie te kry en hier in te kom. So ek kan amper sê, kan ons nog so 5 minute spandeer? Is dit reg? Enige van julle vraag asseblief vir Marius. Johan, wil jy nie net so oor die mikrofoon praat nie? Asseblief, nee, maar Verdie, julle neem dit op vir ons, laat ons later die gemeentelede wat nie hier is nie. Die naaste wat ek in 'n 10de preek gehoor het, was van jou, om te sê, ek het jou vrou nie met R50 mol toe stuur nie. Jy het eendag hier gesê, jy wil met R50 in die kerk inkom, kan jy jou vrou soen toe stuur, kan jy dit onthou? En sy was nog nooit weer in die mol nie, want sy kry net R50 vir die mol. Maar jy het een Sondagoggend gesê, jy moet onthou. Ek kan dit onthou. Maar, ja, dit was 'n goeie oomblik, maar
wat ek kan sê is dat die kerk het ook 'n verpligting om meer hierdie boodskap uit te gee, want 'n gemeente wat hoor deur te gee, ontvang hulle. En dit is wat Maleagi vir ons sê. Maleagi sê in die woord dat die Here waarborg jou. En dis nie 'n prosperity preek nie. Dit is om te sê dat die Here sê, toets my hierin. Toets my hierin as jy vir die Here gee. En ek wil vir u sê, Marius, ek het eendag vir 'n ou gesê wat sê hy glo nie aan hierdie beginsel regtig nie. Toe sê ek vir hom en ek het 'n kans gevat, ons het baie swaar gekry. Toe sê ek gee vir 6 maande jou 10de, dis nie werk nie, kom haal dit by my. Hy het hom nooit terugkom haal en hy het dit gegee. So ek wil vir jou sê, die Here sê, toets my daaraan. En dit werk. Ek het nooit in my lewe geld gehad, maar die Here se deel nog altyd gegee. En die persoon wat agter my gesit het, het gesê, waarvan leef jy? Toe sê ek, genadebrood. En ek leef van genadebrood. En dit is God se belofte. Ek het nie 'n strandhuis nie, en ek het nie 'n Porsche nie, maar dit wat ek het, is ek met groot dankbaarheid teenoor God, want dit kom van hom af. Ek is nie wys nie, ek is nie die beste ambagsman nie, maar God se woord is ja en amen. Dankie Johan. Laaste vraag. Daar is iemand wat wil vra, ek weet dit. Yes. Die kerk, dis nou nie oor die individue nie, maar die kerk as institusie of wat ook al, en beleggings. Wat doen 'n gemeenteraad met beleggings? Sommer net so uit dit. Ons wil graag belê, maar nou moet ons ook die geld eintlik deel. Sommer net, hoe dink 'n ou daaroor? Ja, ek het 'n goeie vriend wat predikant was in die NG Kerk en hy het 'n ander gemeente gestig, maar hulle is maar nog doen maar dieselfde wat ons doen. Hulle het besluit geneem dat hulle geen geld gaan oordra na die volgende maand nie. So al die geld wat hulle het, ek sê nie jy moet dit doen nie, maar dit is nogal geloof. So hulle soek iemand wat hulpbehoevend is, of wat ook al, en hulle gee daai geld uit. Ons sê, hoekom die kerk, wat maak ons as die Here môre kom? Ons sê, ons het daarom 6 miljoen in ons rekening, maar weet, hier is baie kinders wat nie kos het nie, hier is baie arme mense om ons, wat swaar kry, ouens in ons gemeente wat swaar kry. So ek dink, jy moet vir jouself 'n noodfonds hê, soos wat jy maar vir jouself maak as jy aftree of wat ook al, jy het 'n noodfonds en jy besluit as die noodfonds 1 miljoen of 2, en dit wat meer is moet gaan, moet jy saai. Hoe dit ook al gebeur. Ek meen, dis baie gemeentes wat by ons belê, wat in aandele en allerlei goed belê, en ons sê nie wel, hoe moet hulle belê nie, hulle sê net vir ons, hulle soek die hoogste opbrengs, maar ek dink nie, 'n kerk moet op baie geld sit nie. Ek weet nie of dit 'n Bybelse beginsel is, dat die kerk, kyk in die ou tyd het hulle ons nou afgestig, nou kom hulle by mekaar, al kerk raak minder, maar afgestig, so jy kon nou 'n bruidskat gee, ten minste vir die ouens wat afstig, as jy sien dit gaan gebeur. So dan jy 'n doel gehad met die geld. Maar wat is die doel van enige gemeente? Ek weet nou hoe lyk die gemeente se finansies nie, so ek was te lank klas op die finansiële kommissie. Maar enige kerk moet tog net 'n doel hê om beleggings bymekaar te maak. Dis tog nie die deel van die kerk nie. En dis nie ek dink nie dis 'n goeie redmeesterskap as die kerk dit doen nie. Besluit wat is die noodfonds, hou die noodfonds en dit wat oor is moet gaan. En as iemand vir jou sê, maar die beginsel van gee, hier is die doelwitte wat die gemeente wil bereik, hier is die doelwit van fondse wat moet uitvloei na die gemeenskap en verskil maak, en dat daar ook 'n belegging is waar al die dividende byvoorbeeld gebruik word om ook ander projekte te finansier ensovoorts. As hulle dit aan jou voorlê met jou raad wat jy moet gee. Ek sê die kapitaal gaan baie verder gaan as die dividende. Okay. Nou moet ek al daai kapitaal hou vir hierdie bietjie dividende. Nou gebruik ek die dividende om almoses uit te deel, amper sê ek. Ja.
Ek gesê liewer vir die kapitaal, maak 'n verskil. Die Here gaan weer vir ons nuwe kapitaal gee. Dalk gaan ons, soos hy gesê het, baie meer seën, omdat ons begin gehoorsaam word daaraan. Ek sê nie die kerk is nie gehoorsaam nie, maar dis maar net, Ja. ek dink is maar net 'n beginsel ding, Ja. van hoe ons moet dink oor geld. Geld is net 'n middel om iets te bereik. Geld is, welvaart word eintlik gedefinieer as 'n ou wat opstaan in die oggend, hy het tyd om te doen wat hy wil en hy doen wat hy wil. Dan is hy ryk. Daar's baie ouens, Donald Trump en al sy maatjies, almal wat so rondhardloop, hulle is nie hulle baas nie. Daai ou is nie sy eie baas nie. Sy program is 3 maande vooruit geboek. Hy kan nie sê ek gaan môreoggend my vrou vat vir tee of vir koffie of my kleinkind gaan sport kyk nie. Dis hoe jy welvaart definieer. Nie hoeveel geld jy het of wat is die waarde van jou beleggings nie. Is kan jy doen wat jy wil doen? Natuurlik moet jy middele hê om dit te doen. Ek en my vrou nou wil gaan blomme kyk en Namakwa dit vir my wat my baie mooi is. Ek probeer elke jaar om dit gaan my kos. Maar ja, ek het die geld, ek kan dit nie doen nie. Dit is een van die goed ek wil doen. En dit is maar dieselfde met die kerk. Die kerk sê ons moet help waar ons kan en ons het sekere projekte, maar as ons die geld het, kom ons doen dit. Menende, in teorie, amper al jaar na jaar, moet leierskap en die gemeente, moet ons op ons knieë gaan en vra, Here, wat is u doelwit vir 2025, 26? Wat is die middele wat u vir ons gee? Wat het ons? As ons kapitaal het, moet dit gebruik word? Wat is die grootste nood in die omgewing? Hoekom u ons hier geplaas het? Kom ons sou sê, dit is 'n kliniek of 'n hospitaal of 'n kinderhuis in die groter blanke omgewing. En dit sal die grootste impak maak vir die koninkryk as ons daarin kan investeer en ons bid, ons vas en die Here oortuig ons dat mens dan, as jy kapitaal het, dit investeer op daai manier in die koninkryk, waar jy dit verder kan onderhou en as gemeente verskil maak. Jaar na jaar opnuut vra, elke lyntjie van die begroting, Here, is hierdie deel van u doelwit vir ons as 'n gemeente vir die jaar wat voorlê? Ja, ek dink die Here kyk na ons hart. Ek dink jy wil ons te veel detail vir die Here gee. Ons weet wat is die nood in ons omgewing. Ons weet van kinderhuise, ons weet van 'n plek soos Emmaus, ek is nou 'n bietjie betrokke daarbey. Dit is ongelooflike nood. En kom ons sê net, al die NG Kerke in George het R30 miljoen op belegging. Ek is nie ver verkeerd as ek dit sê nie. En hier's ouens wat regtig swaar kry. En die Here kom môre. Wat gaan ons vir die Here sê? Kom toe ons daai 30 miljoen op die belegging? Ja, maar ek het vir julle gewys, is mense wat swaar kry naby julle. So, dis maar net hoe ek daaroor voel. By elke kerk wat ek nog was, het die ouens anders gedink, want dit hang af wie is hoof van die finansiële bestuur, hoe konservatief is hy of nie. Ek was in Tygerpoort waar iemand wat by die Reservebank gewerk het, hy wou amper die geld toesluit in die kluis, so konservatief was hy gewees. Hy wou nie eens rente gehad het. Ja. Maar ek hou besluit hoe maak jy daarmee, maar dit is maar my mening. Met uiteindelik hopelik die begeerte wat ons almal het om 'n koninkryksverskil te maak in hierdie gemeenskap waar die Here ons geroep het en dan om ook die finansies verantwoordelik te hanteer soos wat die Here dit wil hê. Beteken nie ons gooi net geld rond nie. Ons wil dit gee vir daar waar die Here ons roep, wat volhoubaar is, waar daar integriteit is. Ja, so ek dink nie, ons sê nie vir mekaar met 'n oop hart moet ons net gooi vir enige een nie. Dit is beter in terme van die bedelaar om via Batisa ensovoorts 'n verskil te maak. So partymal kan ons maniere van help meer kwaad doen. Daar's 'n boek, When Helping is Hurting. As ons op 'n verkeerde manier gee, in terme van die hulpeloses of bedelaars. Ons moet net nie op daai punt kom wat ons dit as 'n verskoning gebruik om dit te gee nie. Want baie mense doen dit en sê die ou, as ek nou vir daai ou geld gee, hoe weet ek of hy dit gaan uitdrink? Man, as ek gehoorsaam was, is dit sy probleem as hy dit gaan uitdrink. Ek moet net gehoorsaam wees wat die Here vir my sê wat ek nou moet doen. Ek gaan nie hom second guess of hy dit nou doen of nie.
Ek het al iemand het my al gevang hier met 'n fiets. Ek het 'n fiets gaan aflaai, ek het agterna geweet, weet jy wat, hulle gaan nie die fiets verkoop. Maar, want ek wil toe die kind sien wat die fiets gaan kry, maar daar is nie 'n kind nie. Toe los ek die ag van die fiets daarso. Sê ek, wat jy weet, ek was gehoorsaam. Want Here het nou vir gesê, ek het het gevoel, ek moet dit maar doen. As hulle nou 'n triek trek daarmee, dan is dit hulle probleem. Dan moet hulle verduidelik vir die Here. So, ek hoef nie te hoor daaroor nie. Okay. Baie dankie Marius. Kan ek vir ons afsluit met 'n gebed? Dankie Here vir die Godstories wat ons in hierdie oggend beleef het. Tydens die erediens en ook nou hier by op die tafel. Dankie vir u woord en dat u Gees ons lei met wysheid. Here, dankie vir raadgewers in ons lewens, na wie toe ons ook kan gaan. Dankie vir die kosbare teks wat Marius gedeel het oor die vrede, die shalom, wat u Gees vir ons gee wanneer ons ook groot besluite moet neem, veral oor finansies. Daarom bid ons vir Blanco gemeente, vir hierdie nuwe finansiële jaar wat voor ons lê, om dit wat u vanoggend deur Marius met ons kom deel het. Getuienis, 'n Godstorie, maar ook woord, beginsels. Mag ons dit omarm, mag ons in gehoorsaamheid sê, ja Jesus, ons sal u volg met al ons middele, met al die genade geskenke in ons lewens. Ons wil vanoggend opnuut oorgee. Ons eie lewe, ons eie gawes, ons finansies, ons besittings, en ook as Blanco gemeente, Here, wil ons hande oopmaak en sê, dit is u se. Lei ons oor hoe u hierdie gemeente wil gebruik in hierdie gemeenskap, in hierdie jaar wat voorlê. Dankie dat ons u seëning vanoggend kan ontvang opnuut. Ons aanbid u, Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Amen. Dankie dat julle hier was. Ons laat weet julle wanneer ons 'n volgende opvolg het. Ons vermoed dit gaan 10-1 wees oor tegnologie. Jou selfoon, jou sosiale media en hoe dit jou nie moet regeer nie, maar jy dit moet regeer. Dankie dat julle hier was.